Goeiemôre vriende, hierso so aan die begin van 'n nuwe week. Dit is Maandag, die 6de Oktober 2025. Mag dit vir julle 'n wonderlike week wees wat voor julle uitgestrek lê. Mag dit 'n week wees, liewe vriende, vol moontlikhede. En as daar uitdagings is, dra dit aan die Here op en vra vir hom om vir julle te lei. Ook in die begin van die week, vra vir hom, Here, deur die Gees, lei ons, gee vir ons wysheid, insig, fyn aanvoeling, takt. Wat moet ons hierdie week doen? Hoe moet ons optree hierdie week? Lei U vir ons, né? Kom ons vra dit sommer vir die Here, sommer hier aan die begin. Here, dankie dat U vir ons hierdie week gee, 'n onverdiende week. En Here, ons kom vra vir U dat U ook vir ons in hierdie week as U getuies sal gebruik daar waar ons is. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, om die gebed van Paulus af te sluit bo, en dan gaan ek aan, is waar hy net kom sê op die einde, kom sê hy waar het gegaan het daaroor, wat ek gister met julle, of eintlik Saterdag met julle gepraat het, hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitgeoefen het in ons wat glo, né? Dan gaan hy aan op die einde, en dan sê hy, dan sê hy, ja aan hom, nou praat hy oor Jesus, ja aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef, en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat in alles en almal vervul. Hy is die hoof van die kerk is sy liggaam. Vriende, ek moet vir julle sê, ons lees verskriklik maklik oor hierdie gedeelte. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles en almal vervul. Dit beteken, vriende, dat wanneer iemand jou sien, as jy 'n kind is van die Here, 'n Christen is, dan sien hy die liggaam van Christus raak. Nou, vriende, die liggaam van Christus is, as ons dit kan sê, dis sy hande, dis sy voete, dis sy hart. Dit is maar menslike terme waarby die skrywer ook vir jou, vir my, probeer help om sekere moeilike begrippe te verstaan, net om dit vir ons eenvoudig te maak. So Jesus is die kop, maar nou wat gebeur, en nou vriende, as ek nou amper al dit 'n bietjie meer humoristies kan sê, Jesus is die hoof, nou hy is die hoof, en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam. Nou, die hoof, vriende, sê baie keer vir die liggaam, dis mos jou brein. Jou brein sê vir jou hand doen dit, maar weet julle, vriende, dit is vir my lyk, ons is sy liggaam, en dan sê ons baie keer van ons kop, nou dis interessant, ek gaan nie dit nou vat nie. Jou kop sê vir jou, jy moet nou dit doen, jy moet nou dit doen, jy moet so doen, dan sê ek en jy nee. Dan sê jou kop vir jou, hoor jy, so sit jou een voet voor jou ander voet, en sê jy vir jou kop, vir jou brein, nee. Nou werk dit so, vriende. Nee, dit werk nie so nie. As ek hier net ons liggaam vat, as ek op Paulus hierdie menslike beeld vat, né? Hy is die hoof, hy is die kop. Ons is die liggaam. Nou vriende, wanneer jou brein vir jou, kyk as jy jou kop afval, beteken die liggaam nou niks nie, is mos nou so. Jesus is die hoof, as jy hom wegvat, dan lê die lyf daar dood, gaan vrot en dood, stof, klaar. Maar wanneer ek en jy as mense, sê ons nooit, ons dink nie eens daar nie, ek dink nie daaraan wat ek doen nou met my hande nie. Maar is eintlik my brein, nee, wat vir my sê, jy hand gaan nou daar. Dit is altyd 'n interaksie tussen die twee. Dis nie asof jy die een kan afsluit en die hoof gaan nou doen om sy eie ding en die liggaam doen om sy eie ding. Nee. Dis altyd in sinkronisasie met mekaar. Jesus het inderdaad nie die liggaam nodig nie. Dit is so. Paulus gebruik dit nou vir ons in terme om te verstaan. Maar hy kom sê dit vir ons so, en op ander gedeeltes staan dit ook so, dat Jesus is die hoof en ons is sy liggaam. Jesus is die kop, Jesus is die brein, ons is die liggaam. En vriende, net soos jou liggaam nie uitsink is met jou brein nie, die oomblik as jou liggaam uitsink is met jou brein, dan het jy skade gekry, né? Jou rugmark skade gekry, en ewe skielik is daar die kommunikasie tussen die brein en die liggaam is nie daar nie. En dan kry jy dat jou voet nie wil vorentoe gaan nie, jou hand wil nie vat nie, jy het 'n spraakgebrek, of wat ook al. Dis wanneer daar 'n short is. Daar's 'n short tussen die liggaam en die brein. En daai short, liewe vriende, in menslike terme dink ek is die sonde.
Want jou brein sê vir jou, die hoof Jesus sê vir die liggaam, jy moet dit doen, en dan kom maar 'n short, die sonde kom in, dan sê die liggaam, nee, ek gaan dit nie doen nie. Die hoof sê vir die hart, hoor hierso, jy moet daai mense lief hê, ongeag wie daai mense is, of hulle wie ook al is, jy moet hulle lief hê. En dan kom die sonde in om te sê, nee, ek gaan nie dit doen nie, ek gaan die wet gebruik, soos die fariseërs nie sê, dan kom maar 'n short in. Wanneer ek en jy gevul is met die Heilige Gees, liewe vriende, dan druk die Heilige Gees as ware die sonde uit en dit sal vry vloei tussen die hoof en die liggaam. Dan is dit in sink. God het alles aan hom onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as die hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles en almal vervul. So wat ek en jy moet doen, vriende, ons moet luister na wat die hoof sê. En waar hoor ons dit? Ons hoor dit hier in die Bybel, né? Ons sien dit in die natuur. God is die heeltyd deur Christus besig om met ons te praat, want Christus is die hoof van die kerk. Maar ek en jy moet bereid wees om te doen wat die hoof sê. En dis waar ons probleme kom. Ons, liewe vriende, wil dikwels nie luister wat die hoof sê nie. Daarom is die liggaam dikwels skeef getrek en krom en kan nie stap nie, en dat sy hart wil loop staan, en lewer pak op, en die longe wil nie asemhaal nie. Hoekom? Ons wil nie luister wat die brein sê nie. Die oomblik as jou liggaam uit sink is met jou brein, is groot probleme in die liggaam. Groot probleme. En dis hoekom baie keer in die liggaam is daar probleme, omdat die liggaam wat ons is, wat die kerk van die Here is, nie wil luister na wat die hoof, die kop, vir hom sê om te doen. En ek en jy moet vir die Here vra, Here, help ons dat ons altyd in sink met U sal wees. En die in sink wees is om te luister na wat hy vir ons in sy woord sê. Vriende, dit is baie belangrik, né? So kom ons probeer vandag in sink wees met die kop. Wat sê God vir jou? Dis God wat jou brein is, jou hoof is, vir jou dit kom sê. Hoekom sal jy as liggaam dit nie doen nie? Hoekom sal jy dit nie doen nie? Ja, ek dink dis net my 5 sent wat ek vandag bietjie wil ingooi vir julle om te dink. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar, sy teenwoordigheid ervaar.